Goeiedag, is lekker om saam met jou te wees weer vandag. Dankie dat jy saam met ons en julle saam met ons hierdie pad gestap het. En ek glo julle daarom al bietjie geleer van mekaar en wie die ander ene is. Onthou, kommunikasie is ontsaglik belangrik vir ons almal. En ek glo julle het bietjie lekker met mekaar gesels oor. Wie is jy? Wie is jy? En ook vandag se sessie as ons klaar is, die geleentheid om net te gaan sit en mekaar lekker te bespreek, te gesels oor wat het jy gehoor, wat staan vir jou uit, wat is belangrik, wat moet ons onthou as 'n huwelikspaar saam met mekaar. Ons gesels vandag oor 'n koeksister huwelik. Nou kyk, as min mense wat nie hou van koeksisters nie. Daar's verskillende koeksisters natuurlik. Ek is die een wat hou van so lekker slapperige, deegerige tipe een. Ander mense hou weer van hom crunchy en vol stroop en al daai goeders. Maar al wat ons weet van koeksisters, dis soet en dis lekker. En dis waarna toe ons mik. 'n huwelik wat lekker soet is en lekker is. So stroperig lekker. En ons gaan 'n bietjie daaroor gesels. So, ons begin deur te sê dat ons is geweef in ons moederskoot. Jy sien, soos 'n koeksister gevleg. Soos ons geweef in ons moederskoot. Toe by wedergeboorte is ons weer geweef. Niet geweef. En dan by ons troudag, die oomblik wanneer ons aan mekaar onsself verbind en ons belofte van ons verbond sluit met mekaar en ons beloftes aan mekaar aflê, dan word ons weer gevleg. 3 dubbele vleg, dis soos 'n 3 dubbele koeksister. Soet en lekker gevleg. So ons begin deur die vleg in ons moederskoot en ons lees daarvan in Psalm 139 vers 13 tot 15. Want U het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke. En my siel weet dit al te goed. My gebeente was nie vir U verborge nie. En toe ek in die geheim gemaak is, nie kunstig geweef in die dieptes van die aarde. God het, toe jy net gevorm is, toe 'n eiertjie en 'n sel by mekaar kom, en daar lewe begin en hy begin verdeel van daai oomblik af, is die Here daar besig om jou te vorm en hy het jou geweef en jou gemaak en jou gawes en talente en alles in jou ingebou, net mooi gemaak en gevorm. Van die begin af is hy deel van jou lewe. Elke oomblik, nooit nie deel daarvan nie. Hy het jou gevorm en jou geweef, presies soos wat jy is. Die mens waaroor hy gedroom het, dis jy, dit is die een wat hy gemaak het en gevorm het. En toe kom ons by wedergeboorte uit en ons word weer 'n keer geweef by wedergeboorte. Die woord van die Here sê vir ons, 1 Petrus 1 vers 23, want julle is wedergeboorte. Nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. So toe ek en jy ons nie buig voor Jesus Christus, die Here, en hom erken as verlosser en vrymaker, as die plan, die ewige plan van God vir ons verlossing, en ons vergifnis van ons sondes en vryspraak, en ons om vra vergewe ons asseblief, Here, en hy ons herstel met die Vader, toe vind wedergeboorte plaas. En wedergeboorte is, my gees word wedergebore, en hier opnuut kom weef hy my met 'n nuwe gees. Maak hy my nuut en heel en al die goedes wat mooi is. Dis wat hy kom doen het, by ons, by wedergeboorte. En nou is ek is by my geboorte geweef, ek is nou by my wedergeboorte geweef, en nou kom ons by die volgende een, ek word geweef by my huwelik. Word ek weer 'n keer gevorm, saam, hierdie keer saam met 'n ander persoon. Efesiërs 5:28 vers 31 sê, so behoort die mans hulle eie vroue lief te hê, soos hulle eie liggame.
Wie sy eie vrou lief het, het homself lief. Want niemand het ooit sy eie gees gehad nie, maar hy voed en koester dit, net soos die Here die gemeente, want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees en sy bene. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. So die oomblik wanneer ek en jy in 'n huwelik verbind is, dan kom die Here en hy vat ons liggaam en ons siel en ons gees en hy weef ons as een wese. Nie as twee wat saam met mekaar loop nie. Nee, hy weef ons twee mense wat as een die pad loop. Het ons een gemaak, vasgeweef. Daar's 'n deel in Prediker wat 'n baie bekende deel is oor die drie dubbele lyn wat sterker is as enige twee ander lyne. Prediker 4 vers 9 tot 12 sê hy: 2 is beter as 1, want hulle het 'n goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid. Want as hulle val, kan die een sy maat optel. Maar weet die een wat val sonder dat daar 'n tweede is om hom op te tel. Verder, as twee by mekaar lê, kry hulle warm, maar hoe kan een alleenig warm word? En as iemand die een aanval, kan al twee hom teenstand bied en 'n driedubbele lyn word nie gou verbreek nie. Hierdie is 'n boodskap wat, ek is doodseker, jy het al 'n boodskap soos hierdie gehoor, wat gaan oor, God het ons saamgeveg, man, vrou en God is ons as 'n eenheid gevorm. So, wil jy hê jou huwelik moet werk, dan moet jy bou aan hierdie driedubbele band. So, ons is geweef by ons geboorte, geweef by wedergeboorte, en by die huwelik word ons geweef as een in mekaar. Hierdie eenheid is ook 'n eenheid tussen 'n liggaam en 'n siel en 'n gees. 3. Dis ook 'n eenheid wat gevorm word tussen 'n man en 'n vrou en God in mekaar geweef, deel van mekaar. Jy kan hierdie pad stap sonder dat die Here deel is van jou lewe, met jou is en in jou is en by jou is nie. Maar daar's nog 3 ander goeders wat ek nou wil noem, wat ontsaglik belangrik is vir 'n gesonde en 'n huwelik wat werk. En die eerste een is openlike, eerlike kommunikasie. Nou ons het in hierdie sessies wat verby is al 'n paar keer gepraat oor kommunikasie en hoe belangrik dit is. En mens kan dit net nie genoeg beklemtoon. Jy kan dit nie intendeel, jy kan dit nie oorbeklemtoon nie. Spreuke 18 vers 21 en 22 sê: die dood en lewe is in die mag van die tong. En elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Wie 'n vrou gevind het iets goeds gevind en 'n welgevalle van die Here verkry. Jy sien, ek kan my tong gebruik om enige iemand af te breek of op te bou. Ek kan my tong gebruik om in my huweliksmaat lewe te spreek of dood te spreek. Ek kan opbou of ek kan vernietig. Ek kan heel maak of stikkend maak. Ek kan dit gebruik vir heling of vir vernietiging. En die keuse is myne en joune. Ons kies oor hoe ons woorde gebruik, ons stemme gebruik, wat ons maak met die woorde wat ons sê. Rollo May het gesê, communication leads to community. That is to understanding, intimacy and mutual valuing. Is eenvoudig. As ek en jy nie kommunikeer nie, dan kan daar nie intimiteit wees nie. As ons nie kommunikeer nie, kan daar nie 'n wederwysige waarde wees, dat ek waarde aan jou heg of waarde aan jou kan toevoeg nie. En jy waarde aan my kan toevoeg nie. Dit is onmoontlik om jou te verstaan as ons nie kommunikeer met mekaar nie. Dit is ontsaglik belangrik. Kommunikeer met mekaar, deel met mekaar. Die volgende ding wat verskriklik belangrik is passievolle liefde vir mekaar. Nou, dit beteken nie ons jag mekaar die hele dag in die huis rond
Dis nie waaroor dit gaan nie. Passievolle liefde sê, jy is die absolute, totale fokus van my aktiewe liefde. Jy is die totale fokus, absolute fokus van my gefokuste, aktiewe liefde. Nie passief wat sê, want jy weet ek het jou lief nie. Nee, dis 'n liefde wat geleef word. Dis 'n liefde wat uitdrukking vind in hoe ek met jou werk, jou hanteer, met jou praat, met jou deel. Ons kan nie daar sonder nie. Passievolle liefde. 1 Petrus 4 vers 8 sê, maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menige sondes bedek. Dis iets waaraan ons konstant moet werk, want ons het almal 'n geneigtheid dat ons liefde verkoel. Ek bedoel, Jesus praat daaroor in Openbaring met een van die gemeentes. Hy sê, julle het julle eerste liefde verlaat. Jy weet, julle het my nie meer so lief soos wat julle my gehaat het nie. En as ons nie aktief werk om passievol lief te bly vir mekaar nie, dan dryf ons uit mekaar uit. Ons liefde raak los van mekaar. En liefde begin vervlou wanneer liefde weggedraai word van jou af na my toe. Wanneer ek begin om hier te fokus en nie meer op jou te fokus nie. Passievolle liefde sê my fokus bly die hele tyd op jou en aktief wil ek jou lief hê. En die huweliksmaat sê, maar my fokus bly op jou en aktief wil ek jou lief hê. Dit bly die hele tyd deel van jou en my lewe. Ann Landers sê, love is friendship that has caught fire. It is quiet understanding, mutual confidence, sharing and forgiving. It is loyalty through good and bad times. It settles for less than perfection and makes allowances for human weaknesses. Dis wat liefde is. Liefde wat regtig sê, dis okay, ons is gebroke mense. Ons leef in 'n gebroke wêreld. Daarom gaan ons foute maak. Maar weet jy wat? Ek het jou lief ten spyte van die foute wat jy maak. O ja, ons werk aan dit. Ons maak heel. Ek maak my foute heel. Jy maak jou foute heel. En ons help mekaar sodat ons kan verbeter en groei en ontwikkel in ons verhouding met mekaar. En dan die laaste dingetjie wat belangrik is vir 'n gesonde huwelik is totale toegewyde gehoorsaamheid aan die woord van God. Jy kan nie 'n Christelike gesonde huwelik hê as jy nie gehoorsaam is. Totale gehoorsaamheid aan die woord van God nie. Hoe gaan jy die woord van God leef as jy nie gehoorsaam is daarin nie? Hoe kan ek die woord van God in my verhouding met my vrou of my man leef as ek nie gehoorsaam is aan die woord? As ek nie gekommit is om die woord te doen nie. Psalm 119 vers 105 sê, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Nou, jy kan maak net wat jy wil, maar verstaan dit baie mooi. As man en vrou gaan julle die woord van God nodig hê om 'n lig te wees op hierdie pad wat julle gaan loop saam met mekaar. Dit gaan nodig wees om 'n lamp te hê om die klippe en die krake en die slote en die goeders binne in die pad te kan sien. Nee, julle het die woord nodig en dis 'n commitment om die woord te leef. Sodat as ons in die pad wat ons loop met mekaar, een of ander tyd 'n hiccup optel, 'n ding wat nie lekker werk tussen ons twee nie, dan gaan dit nie oor my wil en hoe ek voel en wat vir my reg is nie. Nee, dit gaan oor wat sê God se woord vir my oor hierdie situasie. Wanneer ons uitdagings beleef, wat jy gaan beleef. Wanneer die lewe sy curveball gooi vir jou. Wanneer die lewe gebeur voor jy kom stil staan. Dan het ons die woord nodig. Maar dan het ek nie net die woord nodig nie, ek het 'n commitment nodig om die woord te leef. Dis wat julle doen met mekaar, julle sê ons gaan saam met mekaar hierdie pad loop. Charles Stanley skryf die volgende, hy sê, if you tell God no because he won't explain the reason, he wants you to do something
you are actually hindering His blessing. But when you say yes to Him, all of heaven opens and pour out His goodness, to pour out His goodness and reward you, your obedience. What matters more than material blessings are the things He is teaching us in our spirit. Ons het die woord van God nodig om ons te leer, te lei, te rig. En ek gaan, wanneer die lewe ons, soos wat ons die lewe stap met mekaar en die lewe gebeur, baie keer, en jy gaan baie keer nodig hê om na die woord toe te gaan en te sê, Here, ek soek 'n antwoord vir hierdie situasie, vir hierdie plek waar ons nou is, vir wat ons nou beleef, praat met my. En jy kan met 'n gerusheid in jou hart weet, Jesus gaan met jou praat, Heilige Gees gaan met jou praat, Vader gaan met jou praat. So leef met mekaar op hierdie manier. Dit is 'n magnifieke pad om te stap as man en vrou, om mekaar lief te hê en om te gee, passievol lief te wees vir mekaar en met mekaar hierdie pad te stap tot aan die einde toe. Dit is wat 'n koeksuster huwelik is, in mekaar geweef. Ons is geweef as een saam met God en ons het mekaar lief en ons gee om vir mekaar, ons dra mekaar, ons ondersteun mekaar, ons hou vas aan die woord van God met alles wat ons het en is. En hy stap voor ons uit en ons stap saam met hom en ons stap saam met mekaar, hand aan hand. Ons is gelykes wat hierdie pad stap en oorwinning. En dis my gebed, dat julle huwelikspad vorentoe vol vreugde en vrede en net soet en lekker gaan wees. En selfs wanneer die bitter goedjies jou pad langs kom, die wete, Here, ek leef in oorwinning. Dankie dat U dit moontlik maak. Vader, ons eer U vir U genade, ons eer U vir U liefde. Dankie dat U ons seën op hierdie pad wat ons loop saam met mekaar, in totale oorwinning, in Jesus se naam. Amen. Onthou, gesels met mekaar en stap hierdie pad van oorwinning saam met mekaar. Vrede vir julle en blessings.